Julle welkom by die Balke Toe Boere musiekkompetisie. Ek sien 'n paar nuwe gesiggies hier, so welkom. En baie geluk aan die 8 orkeste wat dit deurgemaak het na die finaal toe. Ek is baie opgewonde om julle te hoor speel vandag. Ek gaan 'n bietjie vir Margarita Pizza, dis hoe ek haar onthou, roep om bietjie saam met my te kom gesels. Daar sy, stel bietjie jouself vir die mense voor. Megan, dankie. Ja, en ek weet julle almal lê nou en dink die van julle wat nou na ons kyk wat nou waarskynlik nog in die bed lê want dit is lekker koud buite. Julle lê nou en wonder al klaar of eet mens nou 'n pineappel op Margarita Pizza. Julle wonder dit al klaar, kan julle dit nou waarborg? Maar nee. Ek is Margariet en ek is van die Boer Media span en ek gaan so 'n bietjie gesels saam met Megan vandag en ek is opgewonde om julle ook op hierdie reis saam met ons te vat vandag van die Balke Toe Boere musiek kompetisie. So jy het nou al vanoggend buite gaan rondloop. Vertel ons bietjie wat buite alles gebeur. Ja, nou dis nou eintlik waar die pizza ding vandaan kom. So toe ek nou hier rondgeloop het vanoggend, het ek nou by 'n pizza stelletjie verbygeloop en ek het nou sommer al klaar my middagete daarso beplan. So dit gee julle nou al klaar 'n idee, hier's lekker baie stelletjies van klere, kos, speelgoed vir die kinders en asof dit nou nie genoeg is nie, is hier 'n hele speelpark vir die kinders. So as jy nou gedink het die glybaan by die naaste restaurant aan jou is nou vreeslik lekker vir jou kind, dan moet jy na hierdie glybaan kom kyk. Jou kind gaan vir jou baie dankie sê na die tyd. Dit is iets wat net eintlik enige kind se fantasiewêreld sal kan vervul. So bring jou kinders, klim nou uit daai bed, maak nou jou koffie, staan nou op en kom kuier saam met ons hierso by die Rotandes oor hierso in Springs area. So jy was gister ongelukkig nie hier nie, maar jy het die uitsending van die huis af gekyk. Vertel my 'n bietjie, wat het vir jou uitgestaan? O ja, dankie Megan vir daai vraag. Dit was nou eintlik vir my baie interessant en lekker om te sien die mense wat kommentaar gelewer het op die video's en op die uitsending is van letterlik reg oor die wêreld. Julle en ek praat van Nieu-Seeland, Australië, Amerika, Kanada. Dit is 'n riem onder die hart om te sien dat ons boeremusiek, ons kultuur, dit waar ons vandaan kom, dit wat deel maak van wie ons is in vandag se tyd, selfs so ver oor die wêreld kan gaan. So dit maak hierdie kompetisie 'n internasionale kompetisie eintlik, né? Hier was eintlik 'n oom ook gister gewees wat al die pad van Australië af gekom het om te kom kyk. So dit is regtig wonderlik om te sien wat boeremusiek vir jou siel kan doen, nê. Jy kan ons bietjie vertel hoe die paneel werk. So vertel asseblief vir die mense hoe dit werk. Okay, nou soos met enige kompetisie moet hier nou beoordelaars wees. So nou daar aan die agterkant sit daar 6 beoordelaars en hulle het nou elkeen verskillende dinge waarna hulle kyk en waarop hulle hierdie orkeste beoordeel. Nou 'n interessante ding wat ek graag hê julle wil van moet kennis neem is dat indien 'n beoordelaar 'n familielid in die orkes het, daardie beoordelaar dan nie beoordeel nie. Hy gaan dan uit die vertrek uit en daar's dan 'n plaasvervanger wat dan sy plek sal inneem op die beoordelingspaneel, net om dit objektief te hou en dit mooi regverdig te hou vir al die deelnemers. Daar sê baie dankie vir jou tyd, Margariet. Julle Margariet gaan nou 'n bietjie rondloop en bietjie met julle gesels. So maak gereed vir dit. Baie dankie. Ek gesels nou met jou, hoor. Oom, as oom my die honor sal doen om bietjie met my te kom gesels. Die Vrystaaters, al die pad van Bloemfontein, die hart van Vrystaat. Die hart van die Vertel vir my bietjie, wie is julle orkes? Ons is die Vrystaaters met ek myself wat konsertina speel, James van der Linde, en op my regterkant agter is dit Henny Ferreira op die leierkitaar, en langs hom is dit Dani Rousseau op die ritmekitaar, dan is dit Louis van Sail op die banjoor, en Gertrude Neveling is op die trekklavier, en Tabo Momberg is op die baskitaar. Oom, vertel vir my, wat beteken dit vir julle om dit deur te gemaak het tot die finaal? Megan, dis 'n voorreg vir ons. Ons is 'n klomp musikante as 'n familiegroep eintlik wat dit baie lekker is om boeremusiek te beoefen en vir die mense, veral as die mense dit geniet. Ons wil die mense gelukkig maak en opgewonde maak. En dis ook hoekom die eerste liedjie wat ons vir die kompetisie en dit se naam is In die Voete, want ons wil hê die musiek moet in die mense se voete in wees. So dit is vir ons 'n groot voorreg om van Bloemfontein af te kom en die boeremusiek te kom verteenwoordig op die fees. Wat 'n voorreg. Baie dankie oom, dit was pragtig. Vertel vir my, wat is die liedjies wat julle speel vandag en spesifiek wat is ook julle eie komposisies? Megan, ja, dis 'n voorreg weer eens om ons eie komposisies te kan speel. Al die liedjies wat ons saamgebring het, is ons eie komposisies. Ons sal begin vandag met die eerste een eie komposisie is In die Voete. Dan gaan ons na In die Voete gaan ons speel
Jaap se dinge, die naam het ek vernoem na my pa, Jaap. En dan is die derde een, 'n Suidwes dubbeltjies. Hier sit 'n ou Suidwester in die Nertloed Geveling. Gertrude Neveling is 'n ou Suidwester. Die name daar gepas gevind. En dan die laaste ene sal dan nou weer Stofpad. Maar is almal eie komposisies. Baie dankie oom en baie sterkte vir die orkes. Onthou om dit te geniet. Dames en here, kom ons gee so lank vir hulle 'n lekker handeklap.
Okay, kan ek aangaan op die mikrofoon? Ja. Asai, Megan se hierso is nou die Vrystaaters het nou al hulle eerste liedjie agter die plat en hulle is nou besig om bietjie te stel en seker te maak die klank is reg. Hoe was hierdie eerste liedjie vir jou gewees? Dit was wonderlik geweest. Dit is vir my en daar's nie 'n lekkerder manier om 'n Saterdagoggend te spandeer nie, maar ek wil ook vir die mense vra wat van die huis af kyk om asseblief kommentaar te lewer en vir ons te sê wat julle dink en wie dink julle gaan wen vandag soos wat julle alles kyk vandag. Onthou om asseblief met julle familie en vriende hierdie laai video te share en baie dankie vir julle support daar agter die skerms. Nou, ek sien hierso is 2 gitare nou dis nou in my opinie wat instrumente alles is. Daar's 2 gitare en 'n konsertina. Wat is daai 4de instrument? Het hy gesê? Dit is 'n banjo. Hulle noem dit 'n banjo, maar hy kan maar sy vingers stokkel op daai banjo. Hoor, dit klink wonderlik. Ek vind dit heerlik om na hom te luister. En ja, daar's hier 'n oefening in daai banjo en ek is seker. Okay, so elke instrument sal julle sien het 'n mikrofoon voor hom. So die mikrofone word nou natuurlik harder en sagter gestel en dit moet in balans wees. So wat ons hier aan die voorkant van die verhoog hoor is nie noodwendig dieselfde as agter nie. So ons gaan oor na die orkes toe nou weer.
Toets 1 2. Daar sy dames en here, kom ons gee nog 'n handeklap vir die Vrystaaters. Volgende het ons vir Piet Snyman en sy orkes en terwyl ons vir hulle wag, wil ek net gou baie dankie sê vir ons borge en dit is Boer Media, Remoer FM, Wi-Fi Resources, Sisandele Holdings, TWK Agri en die Boer Kultuurpark. Baie dankie dat julle deel is van die Balketoe Boere Musiekkompetisie. Ek sien vir julle nou weer. Sorry dames en here, my fout. Ek vra groot om verskoning. Volgende is die Dagbreek Boereorkes. Okay, goed. So nou, ek het nou vergeet om vir julle te sê, maar vir die van julle wat nou nog steeds by die huis is en nog nie hier is nie, wil ek julle net herinner, Ollie die nar kom ook vir ons kuier vanmiddag. So hierso is genoeg dinge en vermaak om die kinders besig te hou. Nou terwyl hulle hier besig is met 'n remoer op die remoerfees om 'n bietjie op te stel vir die volgende orkes, gaan ek nou eers met James gesels. James, kom staan hier so by my. James het nou net gespeel in die Vrystaaters se boereorkes. James, ek is verstom hoor. Julle het vir my lekker gespeel. Ek het my litte sommer gejuk. Julle het goed die ys gebreek en die kompetisie geopen vir vandag. Ek wil by jou hoor, hoe lank speel jy al daai konsertina? Ek het as 'n skoolseun, ek dink so standaard 9 rond het ek begin konsertina speel, eintlik mondvletjie en toe konsertina. Ja, so is al 'n tydjie. Ja, mens kan sien daai vingers is al geoefen en hulle is al gewoond. Sê my gou, wat is die instrumente wat julle in julle boereorkes het? Ek wat die konsertina speel en ook my backfluit speel en dan het ons 'n Dani wat die ritmegitaar speel en wat ook kan bas speel. En dan Henny Ferreira wat lied vat en ritme speel. Hy kan eintlik enige ding speel. Hy speel met ons die voelok baie die meeste van die tyd. En dan het ons vir Louis wat banjo speel en kan ritmegitaar speel en Gertrude Neveling is op klawers. Sy's 'n musiekonderwyseres in Bloemfontein by Unisie. En ja, sy speel trekklavier en klawers en kan gitaar speel. So ons is wye klomp musikante. Ja, jy het baie talent. Nou as ek jou mag vra, wat is die verskil tussen die banjo as ek hom nou reg uitspreek en die gitaar? Want dit lyk amper dieselfde snaarinstrument. Die banjo is 'n baie grower instrument, is die gitaar met 'n unieke klank. En 'n boere musiekorkes sonder 'n banjo kort. 'n Banjo maak hom vol. Pragtige instrument. Absoluut. Nou, ek hoor elke nou en dan is hier 'n F en 'n F en dan wonder ek, het julle nou 'n foutjie gemaak of wat? Maar wat my die meeste eintlik geïnteresseer het, is dat julle sê C. So dink julle aan die C as julle hier lekker sit en speel? Ja, ek het gister gehoor toe ek vinnig sê C, toe hoor ek 'n paar mense sê ons gaan saam. So ja, nee, dit is maar om laat 'n mens nie onnodige foute maak, jy weet, as 'n mens speel by jou eie plek of op 'n aand of op 'n partytjie, dan speel jy sonder 'n fout, maar as jy hier voor die kameras is en voor die ligte is, dan is jy geneig om foute te maak. Waaroor weet ek nie regtig nie, ja. Ja, maar dis reg, julle moet daai tripie see toe geniet en volgende keer gaan ons dan nou ook saam see toe. Alraai, dankie James, ek waardeer. Ek gee nou oor weer aan Megan.